Nou ja, hartlik goeiemôre, liewe broers en susters, hier in die huis van die Here. Dit is 'n wonderlike herfsvroeë wintersmôre en ek dink dit beloof om 'n heerlike dag te wees daar buite. My gebed vir môre vir elkeen van ons dat die Here ook vanmôre hier ons sal besoek en ons harte ook sal kom verruim vir sy kosbare woord. Ek groet ons mense daar in Tweespruit Makarios gemeente en almal wat op Facebook vanmôre inskakel en dan ook op YouTube. U kan maar net intik Makarios ABK en u sal dit daar vind. Baie dankie ook vir die ondersteuning. Nou ja, voor ons met die woord van die Here besig raak, kom ons bid net en vra die Here se seën op vir môre se woord. Here Jesus, dit is 'n voorreg vanmôre om ek in u kosbare naam vanoggend se erediens te mag begin. Dankie vir u wat ons hoëpriester is, ons middelaar tot God die Vader vanmôre. Dat ons tot in die raadsel van die hemel mag nader en dat u tot ons nader vanmôre deur u Gees wat in en met ons is vanmôre. Wil u ons ryklik kom seën deur u woord. En wil u woord aan ons kom oopbreek. Gee ons verligte verstande en oë, grawe ore, Here, om te hoor dit wat die Here vir elkeen vir ons wil sê. Ons bid, Here, dat u sal wees met elke man, vrou en kind van Makarios gemeente, ook in Bloem en Tweespruit, ook ons vriende, ons besoekers, familie en geliefdes, en elkeen wat inskakel vanmôre en inluister, waar ook al hulle mag wees, dat u elkeen van ons sal kom besoek. Kom nou, Here, maak dit stil in ons harte en kom verheerlik u self vanmôre in ons midde. Ek bid dit in Christus naam. Amen. Nou, u vind die voorlesing uit die woord van die Here vanmôre in 1 Timoteus hoofstuk 4, die eerste brief van Timoteus, die jonge Timoteus. Ons gaan saam lees daar hoofstuk 4 vanaf die eerste vers rondom die afval van die laaste dae, wat natuurlik handel oor, in besonder dan, as ek so met erin tree hier om te sê, dis juis hierdie dae wat u en ek nou beleef. Dae van afvalligheid en afval in die wêreld, skrikwekkend, op geestelike, morele en sedelike plek, maar ook selfs binne kerke waar daar 'n verval plaasvind en dit is skrikwekkend, kommerwekkend. En mag die Here vir ons genade gee. Ons lees saam vers 1. Maar die Gees, hoofletter, sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste, klein letter, en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die gefeinsheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp, hoor mooi, sê wat dit is, verwerp onheilige en oudfeitse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinige nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Omdat dit die belofte van die teenswoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaak,
omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouer is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, in woord, in 'n wandel, in liefde, in gees, in die geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaardeloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profeseë met handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jy vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor, tot sover die woord van die Here. Let op jouself, sê vers 16, en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, maar ook die wat jou hoor. Wat 'n belangrike opdrag, om geestelik gereed te wees, om te doen dit wat God van ons verwag. Geestelike gereedheid. Ons lewe in 'n tyd van verval, van dinge wat al hoe meer afkoel en vervlou, mense wat al hoe meer die sogenaamde goue middeweg soek, want hulle wil nie links wees nie, hulle wil ook nie regs wees nie, hulle wil nie warm wees nie, maar hulle wil ook nie koud wees nie. Maar God sê, daar is nie hierdie goue middeweg nie, vriende, in godsdienst nie. Of jy stap 'n pad met God op die nou weg, om deur die nou poort in te gaan, of jy stap saam met die sielevyand op die breë weg, en die breë poort, en baie is daar. En baie mense lewe in valsheid, en hulle dink hulle is op die korrekte pad, maar min vind dit waarlik. Want die leuen en die verspreiding en die verkondiging van die leuen vandag is so groot. Leraars maak hulle vir hulle self bymekaar om by die gehoor te streel. Mense sit kerke vol waar mense, amper gebruik nou die Engelse woord, geëntertain word, maar dit kan nie beter sê, hulle word besig gehou met allerhande dinge van God. Maar hulle kom nie uit by die God van die dinge deur sy seun Jesus Christus alleen nie. Want vriende, hy is die weg en hy is die waarheid en die lewe, en niemand kom na God die Vader behalwe deur Jesus Christus alleen. Daar is geen ander weg nie. Daar is nie Jesus plus nie, en daar is ook nie Jesus minus nie. Want dit kry jy in ons dag. Mense wil Jesus voorhou, maar minus hierdie dinge. Soos nou hierdie ouens, jy mag nou hierdie goed eet nie, jy mag nie daai goed eet. En Jesus plus, ja Jesus, maar plus hierdie nuwe reeltjies en plus hierdie nuwe instellings. Nee vriende, dis Christus Jesus. Glo in hom, sê die woord, die seun van God is, en jy sal gered word. Mense hou in baie dinge vas, en hulle is nie gereed om met God te ontmoet nie. En ons lewe in 'n dag en 'n tyd, wat alles so vinnig agteruit gaan. As jy nie 'n groot kerk het wat mense besig hou met entertainment nie, dan is kerkdeure besig om toe te maak. En dit is skrikwekkend hoe baie groot kerke deesdae omgekoop word deur die moslems, in tempels omskep word. Ry maar deur die dorp en dan kyk jy. En jy sal skrik om dit te sien. Daar waar eens God aanbid is, word daar nou valsheid en die leuen aanbid. Is jy gereed om met God te ontmoet? Christelike gereedheid moet ons kyk vanmôre. Gereed, vriende, in die eerste plek, om te antwoord aan God. Ek lees vir u in 1 Petrus 3 vanaf vers 14.
Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, dis die dinge wat reg is. As jy ly vir die verkeerde dinge, is jy op die verkeerde plek en besig met die verkeerde dinge. Maar hoor mooi, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, hoor mooi, om verantwoording te doen, aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met watse gesindheid, om rekenskap te doen, om verantwoording te doen, om gereed te wees met 'n antwoord wat, van God, van die geregtigheid, maar as 'n gesindheid wat daarmee saamgaan, hoor mooi, met sagmoedigheid, sê vers 15, en vrees, met sagmoedigheid en vrees, met behoud ook nog verder, van goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd, hoor mooi, beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Gereed om te antwoord, gereed om verantwoording te doen rondom die dinge van die Here. En hier gaan dit deur woord en deur daad, met 'n gesindheid van sagmoedigheid. Dis een ding, om oor die dinge en die geregtigheid van God te praat en neer te kyk op ander mense. En ander mense te kritiseer. En ander mense te veroordeel, terwyl God sê die oordeel kom ons nie toe nie. Ons almal sien die ongeregtigheid. Ons sien almal die mense wat in sonde en ongeregtigheid lewe. Ons sien die verkeerde lewens, die verkeerde woorde, die verkeerde dade. En dit is baie maklik om die vinger te wys en mense te oordeel en te beoordeel en te veroordeel. Maar wat sê God hier? Sagmoedigheid en vrees van God kom ons toe om 'n verantwoording aan hierdie mense te doen, want hulle gaan vra en hulle wil ons onder dieselfde kam stel. En as hulle ons onder dieselfde kam as hulle wil stel en ons ook wil uitkreet as kwaaddoeners, sê, moet hulle beskaamd staan. Hoekom moet hulle beskaamd staan? Want ons lewenswandel, sê hy laaste gedeelte, pas by ons woorde. Die Engelsman sê, you can talk the talk, but can you walk the walk? Dat die help jy praat die Here nie, maar jy leef nie die Here nie. En om verantwoordelik te doen en verantwoording te kan doen aan die Here, om reg te wees vir die Here Jesus se koms, gaan dit meer en meer van u en van my verwag word, nie net om Jesus Christus te praat nie, dis baie maklik deesdae. Ons almal praat van Jesus. Maar deur ons lewens moet getuig van Jesus Christus. En daar moet hierdie liefde wees, daar moet hierdie sagtheid wees. Te midde van die ongeregtigheid. Om hierdie ongeregtigheid met liefde en met sagmoedigheid en met heilige vrees teenoor God aan te spreek. Dis hoe jy mense gaan bereik. Jy gaan mense nie bereik deur hart nie, in veroordeling nie. Jy gaan hulle bereik deur die woorde van Jesus, deur 'n lewe van Jesus met 'n sagtheid in jou hart, gereed om te antwoord aan God, maar aan mense in hierdie laaste tyd. Maar ons moet ook gereed wees om te verkondig. In Romeine 1 vers 14 staan daar, aan wie? Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek 'n skuldenaar. Hy sê ek is in die skuld. Dis my verantwoordelikheid. Ek kan dit nie kies nie. Ek is verantwoordelik. Ek is 'n skuldenaar teenoor die wêreld van die wêreld. Maak nie saak wat sy taal, sy volk of die nasie dit is nie. Hy sê vandaar die verlange van my kant, hoor mooi, in vers 15, om ook aan julle wat in Rome is die evangelie te verkondig. 'n ander volk, ander taal, ander nasie, inteendeel op daai stadium wat die Jode juis vervolg het, in gevangenskap gegooi. Maar hy verlang, ja, dis hoekom hy opgegaan het na Rome. Hy sê, want, hoor mooi, dis my wonderlikste woorde hier in vers 16, Romeine 1 vers 16, want, hoor wat sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus. Want dit is die krag van God, tot die redding vir elkeen wat dit glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Daarvan is vir almal.
gereed om te verkondig die evangelie van Jesus Christus. Ja, ons almal sê ons is gereed, ek is wag vir die Here Jesus Christus, maar ons elkeen daar in ons eie hoekie en in elke huis, en baie keer kruip ons elkeen daar in ons eie ou kerkie weg. Die vraag is jy gereed om waar ook al jy is, om die evangelie, die kosbare woord van Jesus Christus as verlosser te verkondig? Maak nie saak wie is die persoon wat oor jou pad kom nie. Maak nie saak wat sy taal hy praat, wat sy velklere is nie, maar dat die evangelie aan almal verkondig moet word, en dat dit jou verlange is. Dat dit by jou 'n begeerte is. Jy sien, dis die gesindheid wat met hierdie verkondiging gepaard gaan. Dit moet nie vir jou 'n las wees nie. Dit moet nie vir jou 'n pyniging wees nie. Dit moet nie vir jou 'n verantwoordelikheid wees dat jy moet dit doen nie. Dit moet nie wees. Ek skaam my nie, ek verlang. Dis iets wat hy na uitsien. Te midde van al die gevare, want hy het geweet en hy gaan nog gevange geneem word ook. En sal moet ly vir die naam van die Here Jesus. Maar te midde daarvan, kyk sy gesindheid. Ek verlang, o Here, ek verlang om u woord te verkondig, want ek skaam my nie. Kan ons nie baie keer skaam as daar in die straat is en mense praat oor ander dinge en kry ek skaam, maar dink ek baie kere, jy's verkeerd en jy dit, maar ek is te skaam om my mond oop te maak en vir die Here Jesus op te kom. Ek dink maar net aan mense wat so baie kere die naam van die Here Jesus Christus misbruik. Vriende, deesdae is dit 'n ding wat ek verskriklik oplet in die waar beweeg, in die winkelsentrums, in die winkels en kafees, hoe die mense God se naam, God, en Jesus Christ, roep hulle uit. Skrikwekkend, en mense is te skaam om iets te sê. As jy van die eerste plek gereed is om te beantwoord met 'n hart van sagmoedigheid, kan jy uitroep, halleluja, dis my verlosser daai. En mense aanspreek, dis 'n ding wat die Here, die hele klomp jaar hier in 2009, 2010, op my hart gelê het, ek het al vir mense gesê, toe ek eendag daar in 'n groot spaarsentrum is, en die dametjie agter die til, roep ook uit Jesus Christ. En vir geen rede waar tot vandag toe nog nie regtig weet waarom die roep, ek klip hard uit, halleluja! Dis my verlosser. Ek het daar nie sleg gesê nie, ek het daar nie aangevat nie, ek het niemand te nagekom nie. Maar almal in daai winkelsentrum, sy ingesluit, het geweet. Die naam van die Here is verhoog. Jy mag nie sy naam eintlik gebruik. En van daardie dag af, as ek in daai winkelsentrum instap, het die mense God geëer, maar weet julle het ook vir my geëer en gerespekteer. Want ek was bereid om sy naam te verhoog. Ek het my nie geskaam vir Jesus nie. Hoe lyk dit, my liewe vriend, my liewe luisteraar? Is jy gereed om te antwoord vir God, oor God? Maar ook gereed. Die woord wat ek wil gebruik is om uit te deel. Jy kan ook die woord gebruik om te verdeel en te versprei. In 1 Timoteus 4 vers 12, ons het dit gelees, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord. Hoor mooi, dit wat jy praat, in jou woord, in jou wandel, in jou liefde, in jou gees, jou persoonlikheid, moet saamstem met die Here Jesus wat jy verkondig. Kan jy sê, mag die Here het my so gemaak en so laat staan nie, so hoor dit mos baie. Nee. Die Here het natuurlik vir ons die grootste geskenk, sê die skrif, sy goddelike natuur geskenk. Dit beteken my natuur, my persoon, my gees kan verander. Nou sê, in die geloof, in die reinheid, totdat ek kom, moet jy aanhou. Dis iets wat ons moet aanhou. Wat moet jy doen? Jy moet dit voorlees. Lees die woord vir mense. Vermaan mense oor die woord wat reg en verkeerd is. Leer hulle van die profesie, van die woord van God. Met handoplegging van die ouderlinge. Hy sê, wees vlytig, hoor aan die gesindheid. Wees vlytig. Weereens, jy sien hier aan die teks, kom daar 'n gesindheid van dit moet aangenaam wees. Dit moet vir jou wonderlik wees
Jy moet uitsien daarna. Wees vlytig, Timoteus, in hierdie dinge. Leef daarin, met 'n lewenswyse wees, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. God seën jou vooruitgang. God seën. Al tref al die leiers van die wêreld vir ons, is God se seën nog steeds op hulle wat vlytig die woord van God verkondig. Let op jouself en op die leer. Want dit is baie belangrik, né? Die help jy praat vir ander mense een ding, maar jy doen die ander ding nie. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. Deel dit uit. Deel die geregtigheid, deel die liefde, deel die evangelie, die woord van God. Deel dit uit waar jy kom, versprei dit. En almal wat jy die geleentheid vind. Dit is my so hartseer dat baie kerke, organisasies, dan raak mense betrokke as jy, nee, ek het nou een keer 'n kwartaal of so, ons deel kospakkies uit. En prys die Here as mense tog kospakkies uitdeel vir die armes en vir vir mense wat in ellende lewe. Maar weet jy, hulle hou so vas, ek het 'n kospakkie uitgedeel. Maar vriende, weet jy wat? Daai kospakkie kan van daai een oomblik vir een ete vir daai persoon se maag vol maak. Maar hoekom gee jy nie vir Jesus nie wat vir ewig sy siel kan red? Bereid om 'n kospakkie uit te deel, partykeer, maar ons is nie bereid om die woord van God en sy genade uit te deel. Wat is belangriker? Sê ons moet een afskeep. Maar wat 'n groter geleentheid het jy terwyl jy daai kospakkie vir iemand in die hand gee, om wat uit te deel, om wat mee te deel, is om ook die liefde van Jesus mee te deel. Ek het eendag so gesit by die robot, nou sien ek hoe die mense bedel, en my hart gaan so uit na die mense wat bedel vir kos, en ek dink, weet jy wat, eintlik is ek presies in dieselfde posisie, ek het al 5 jaar het ek nie 'n werk nie, nie 'n inkomste nie, ek het alles verloor, en die Here sorg, ek het elke dag kos, ek het klere, ek het blykbaar. Wat maak my spesiaal? Wat maak my beter as enige iemand daar buite? Kom gee die Here vir my kos, omdat ek hom bid, omdat ek hom vertrou, omdat ek met hom 'n pad stap. So is dit nie beter, het die ou mense sig altyd gesê, dit help jy nie gee vir 'n ou vis nie, leer hom vis te vang. Dan kan hy vir homself. Ons moet vir hierdie mense, dit help nie ons gee net vir hulle geld en ons ry verby en ek het my gewete gesit, nie gee hom Jesus, sodat hy ook die Here Jesus kan begin bid, sodat hy op sy ook die Here Jesus kan begin vertrou vir sy volgende bord kos. Want die Here sê hy sal sorg. Hy sal voorsien, hy is getrou. Dan vind ek self, as hy dit dan vir Johan kan doen, kan hy mos nou vir enige iemand anders doen. Deel uit. Wees gereed tot goeie werke. Jy sien, Here Jesus sê, geloof is niks sonder die werke nie, maar van die werke is ook nie 'n ding wat alleen voldoen nie. Maar in Titus lees ek 3 vers 1. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, dis om iemand te skinder nie, later beteken ook skinder, nie strydlustig te wees nie, foutsoekerig, nie, vriendelik, daaroor hoef ek uit te wees, en alle mense, alle sagmoedigheid te bewys. Hier kom die woordjie sagmoedigheid kom baie voor, né? Daai gesindheid, sagmoedigheid in hierdie goeie werke. Dit help nie doen goeie werke om gesien te word nie. Dit moet sagmoedigheid gedoen word tot eer van God. Daar's 'n groot verskil. Want ons was ook vroeër onverstandig. Ons moet onthou waar kom ons vandaan. Ek onthou elke dag waar ek was, in my sonde verlore, sonder God en sonder hoop. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik, het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond, hoor mooi nou, hy was spesifiek geweest, nie op grond van werke van geregtigheid, wat ons gedoen het nie, maar
na sy barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het, sê vers 6, op en ons deur sy Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade, erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, sê vers 8. En ek wil hê dat julle hierdie dinge bevestig, sodat die wat in God glo, so sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Eers bevestig in hierdie gedeelte, dat werke nie kan red nie. Sluit aan by Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dat ons deur genade gered word deur die geloof en nie uit die werke nie. Werke, hoe pragtig en mooi, werke, hoe godsdienstig, kan jou siel nie red nie, maar alleen Jesus Christus. Hy is die redder. Deur sy bloed vind daar sondevergifnis plaas. Deur sy bloed kan God my regverdig verklaar. En hy skenk in my die wonderwerk van wedergeboorte. Maar nou, daardeur, moet dit my lei tot goeie werke, met 'n sagmoedige hart, om te besef, waar kom ek vandaan, waar die Here my uitgehaal, en as jy besef, elke keer waar God jou uitgehaal het, dan doen jy goeie werke, hoekom? Uit dankbaarheid, van waar God jou uitgehaal het, en waar God jou gebring het. Jy doen nie goeie werke om mense te beïndruk nie. Jy doen nie goeie werke om jouself te verhoog, dat mense kan sê, joh, kyk ou Johan, hy is al 'n goeie ou. Nee. Ons doen goeie werke om God te verheerlik. Dis hoekom ons goeie werke moet doen. En ek het eendag vir iemand gesê, daar's 'n groot verskil om goeie werke te doen, om in die hemel te probeer kom. En daar's 'n ander ding, om goeie werke te doen, omdat ek al reeds op pad hemel toe is. Vriende, ons het dan net gesien, hierdie skrif en baie ander, goeie werke kan my nie in die koninkryk bring. Maar tog is dit een van die grootste redes vandag. In die sogenaamde Christendom en in die kerke, dat mense lewe, en hulle dink hulle doen goeie werke. Vind jy al as jou werke, hoe pragtig en hoe mooi, en hoe dit kan nie jou siel uit genade red nie. Dis net die bloed van Jesus. Sê weer, goeie werke kan nie jou die hemel laat beerwe nie. Maar goeie werke wys vir die wêreld dat jy al reeds op pad is in die kosbare naam van Jesus. Dis hoekom ons dit moet doen. My lewe moet pas by my getuienis. En goeie werke is 'n goeie ding om te doen, dat ek goed moet doen. Nie net aan die medegelowiges nie, maar ook aan hulle daar buite. Maar doen dit vir die regte rede, en doen dit met die regte gesindheid. Verder sien ons, is jy gereed om te sterf? Die oor rek, dominee, waarvan praat jy nou? Ons lees in Handelinge 21 vers 10. En onderwyl ons baie dae oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus, en hy bind sy eie hande en sy eie voete. En toe sê hy, dit spreek die Heilige Gees in hoofletters. So sal die Jode die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer. Hy ontvang 'n gesig van die Here, en hy gaan daar na Judea, en hy neem Paulus se gordel, en hy bind sy eie hande voor, en sê, hierdie man wie se gordel hierdie is, gaan gevange geneem word en oorgegee aan die heidene. En toe ons, dit is nou die medegelowiges saam Paulus, en toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek hom gesmeek, om nie op te gaan na Jerusalem nie. Hulle smeek by Paulus, Paulus asseblief. Maar Paulus antwoord, hoor nou, te midde van wat deur God aan hom geopenbaar word. Paulus antwoord,
wat doen julle dan, dat julle ween en my hart week maak? Wat sê? Julle moet nie huil en omgee vir my, as daar 'n kans is om my hart te laat huiwer en bang te laat word van wat ek moet doen vir God nie. Hy sê, wat doen julle dat julle my ween, my hart en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus Christus. Vers 21, Handelinge 21 vers 14. Toe hy dan nie oorgehaal was nie, was ons tevrede en het gesê, laat die wil van die Here geskied. Dis ek een van die moeilikste dinge wat ek persoonlik, ek weet nie van u nie, moes leer in my gebedslewe, om te bid, Here, ek wil so graag hierdie dinge, Here, ek wil so graag iemand my hier help, maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Hoekom? Wat sê jy? Jy stel die geloof in die Here as jy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied, dat God beter weet. En dat jy jouself absoluut onderwerp aan God. En wie het ons die voorbeeld gestel in die tuin van Getsemane? Die Here Jesus self. Toe hy sien die verskriklikheid van die kruis, wat vir hom voorgehou word. Hy het bloed gesweet, het hy nog steeds gebid, Here, nogtans nie my wil, maar dat u wil geskied. Paulus word deur God geopenbaar, dat hy gevange geneem word, en hy moet gaan sterwe. Maar, sy liefde vir sy God, sy liefde vir sy verlosser is so groot, dit dring hom, te sê ek sal gaan. Want as dit God se wil is, sê hy, dat ek gebind word, ja al moet ek sterwe, ek sal gaan. Absoluut, 'n man wat uitgelewer is, 'n man wat oorgegee is, vir sy liefde vir sy God, en sy verlosser. Liewe broer en suster, ons is so maklik om te sê, ons is kinders van die Here Jesus Christus. Ons sing, ons is kinders van die Here Jesus. Ek wil regtig vir u vanmôre vra en konfronteer, is jy regtig bereid om vir jou geloof in die Here Jesus Christus te sterf? Doodgemaak te word. Want ek wil vir u sê, dit is baie nader as wat jy ooit kan dink. Hier in ons eie land van Suid-Afrika is daar al Christene doodgemaak vir hulle geloof. Aan die lande daar buitekant, in die ooste en ander plekke, is daar duisende mense wat sterf, elke dag, omdat hulle die Here Jesus liefhet. Hulle word in tronke gegooi, hulle word gemartel, is daar net 'n bladsy of 'n teksversie van die Bybel in hulle besit gevind word. Hulle word gedreig met 'n geweer teen die kop om die naam van die Here Jesus Christus te verloon, en as hy dit nie doen nie, word die sneller getrek, en dan word daar doodgeskiet, in die vlaktes, in 'n oop graf gegooi. Ek wil vir jou vra, ons lewe in 'n sogenaamde Christelike land, ons sit vanmôre in die kerk, en baie kerke sit vol sogenaamde gelowiges. Maar is jy reg om vir jou God te sterf? So ruktig betrokke was by 'n kerk daar in Germiston, nie Vanderbijlpark. En dit is besig om al hoe meer en al hoe meer te gebeur. Stap daar gewapende mense, terwyl die Sondagoggend die dominee nog staan, die Gerard staan nog en preek, stap die volgende gewapende mans in die kerke. Betas en slaan en steel die juwele en die geld van die lidmate. Met wapens teen hulle koppe gehou. Vriende, is jy gereed om te sterwe ook fisies? Want glo my nie lank van nou af, dis een van die tekens van die tye, kan ek jou beloof, en ek is nie 'n doemprofeet nie, gaan dit ook in hierdie land gebeur. Dit het al. Is jou saak met God reg, as jy moet sterf vir hom? Is jy gereed om jou God te ontmoet? Hoor wat sê Lukas 12, vanaf vers 34. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dis wat die verskil maak.
Laat julle heupe omgord wees, julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruiloft terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind. En as hy kom, verwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle sal aan die tafel gaan en hulle hom bedien. En as hy in die tweede of aan die derde nagwag kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Is ons gereed om die Here te ontmoet? Het sy deur die dood, hierdie praat meer oor deur die wederkoms van die Here Jesus. Vriende, enige oomblik, dit kan die volgende sekonde kan dit plaasvind. Weer die woord verklaar dat, en dis een ding wat my verstand nie regtig kan verklaar nie, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 3 persone in een God, maar die woord verklaar dat selfs die Seun van God nie die tyd en die dag en die datum ken nie, alleen God die Vader. Maar met die laaste besyn, met die roep van God se aartsengel, sal hy sê, kom op hierheen! En die hemel sal oopgaan en die Seun van God sal neerdra van die hemel en ons, wat in die lewe sal hulle wat al reeds in hom gesterf het nie voorwees nie, maar ons sal in oomblik en oog weggeruk word, die Here Jesus Christus tegemoet in die lig. Is jy gereed? Of moet ek liewers dit so stel? Gaan jy saam? Want alleen weergebore kinders van God deur die bloed van Jesus gaan daardie dag saam. Anders gaan jy agterbly. Is jy gereed om die Here te ontmoet? Of gaan jy agterbly? En in daardie ontmoeting is daar natuurlik 'n ongelooflike verantwoordelikheid dat ons daardie dag voor die Here sal staan en sal my werke nie wees houthooi of stoppels nie, maar sal my werke wees soos goud gelouter deur vuur heen. Sal ek die kroon, en ons het al daaroor gepreek 'n paar sonde, sal ek 'n kroon van die Here ontvang of gaan ek met 'n rooi gesig, geskaamd gesig voor die Here staan, my verlosser? Niks om te offer aan my God se voet, want my skat was nie by hom nie. My hart was nie by hom nie, selfs as 'n kind van God was ander dinge vir my belangriker. Is ons gereed as kinders van God? Maar is jy gereed, jy wat God nog nie ken nie, want glo my, jy wil nie agterbly nie. God is op die wolke, hoor ek vanmôre vir u sê. Here Jesus is op die wolke. Dis 'n oomblik, dis 'n tyd wat enige oomblik kan plaasvind. As ek so na die wêreld en na die tekens van die tye kyk, dan sê ek vir die tyd is nou. Is jy gereed om God te ontmoet? Ek sluit af. Is jy gereed om waarlik in sy heerlikheid in te gaan? My vriende, wat 'n groot verantwoordelikheid is dit nie. In Matteus 25:8 staan daar: En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself, en terwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê vir hulle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Die olie praat van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en is alleen weergebore kinders van God, wat vol is van die Gees van God, die olie van God. En jy kan nou maar godsdienstig wees, en jy kan baie dinge wees. Ek wil ook Matteus 7, vers 22 lees, want dit stem ooreen met hierdie gedeelte. En dis vir my een van die skrikwekkendste gedeeltes, waar hy sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, ek ken julle nie. Dis mense, dis nou maagde. Hulle was mooi en pragtig. Hulle was saam met die ander maagde daar. En het ook gesê, hulle wag vir die lam, hulle wag vir Jesus. Maar hulle het nie die olie gehad. En toe hulle kom, toe dink hulle is reg om God te ontmoet en in te gaan in die
bruilofsaal, toe sê hy gaan weg, ek ken julle nie. Hoor wat sê Matteus 7 vers 22. Baie sal in daardie dag, dis nou wanneer die Here Jesus kom, vir my, dit is hoofletter, sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie. Dit beteken om te predik. Nie iets snaaks of iets bonatuurlik nie. Het ons nie in u naam geprofeteer nie, gepreek nie. Het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie. Het ons nie in u naam baie kragtige dinge gedoen nie. En dan sal ek, dis Jesus wat hier praat, dan sal ek in hoofletters aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hy praat van sogenaamde godsdienstiges, sogenaamde gelowiges, kerke vol mense, besig met dinge van die God. Maar God ken hulle nie. Want hulle het nog nooit Jesus as hulle persoonlike God en verlosser aangeneem. Johannes 3 vers 3 en vers 5 het nog nooit 'n realiteit geword nie. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie, sê hy gedeelte, voorwaar as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, vers 3. Vers 5 sê, voorwaar as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan. Het jy die olie? Is jy gereed om God te ontmoet? Is jy gereed om sy heerlikheid in te gaan, of gaan jy agterbly? Christelike gereedheid. Ons noem onsself Christene, maar is jy hier? Praat nie van hier in jou kop nie. Want baie mense glo hier in hulle koppe aan Christus Jesus. Die duiwel glo ook aan God, en hy gaan nie hemel toe nie. Dit gaan nie oor 'n hartsgeloof. Geloof absoluut Jesus Christus te vertrou as my verlosser. Vir my ewigheid, vir my saligheid. Om te bid, vul my met u gees. Ek wil u kind wees. En dan nie net te praat daaroor nie, maar gereed te wees om te getuig, en dat my werke daarmee saamstem, en dat ek dit sal uitdeel aan almal wat oor my pad kom. Dat ek my lewe so sal inrig deur woord en daad, ja selfs dat ek gereed sal wees om te sterwe vir sy naam. Maar ek is reg, as dit nou gebeur, is ek reg om te gaan. Ek is reg om die hemel in te gaan. Ek is reg om verantwoording te doen aan my God, want hy gaan dit van ons vra, kinders van die Here. Christelike gereedheid. Is jy reg om jou Here, jou God te ontmoet? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg. Nie omdat ek beter is nie, nie omdat ek beter dinge doen nie, maar enkel deur genade, deur die bloed van die Lam Jesus Christus. Die bad van die wedergeboorte, kan ek vanmôre in die geloof verklaar, U is my God, U is my verlosser. Want Here het my eerste lief gehad, toe ek nog 'n sondaar was. Dankie Here Jesus. Help my en help ons as Christene om in dankbaarheid te lewe, om in dankbaarheid ons lewens in te rig deur woord, maar ook deur daad en ons werke, om verantwoordbaar te wees, om te getuig en te verkondig die geregtigheid van God. Nie met 'n gesindheid van dwang nie, maar 'n gesindheid van sagmoedigheid, 'n gesindheid van liefde, 'n gesindheid waar ek nie oordeel nie, gesindheid van die liefde van ons Here Jesus Christus, wat uitroep, dis sy wil, dat alle mense gered moet word. O Here, gee dat ons gereed sal wees, gees, siel en liggaam vir U wederkoms, gereed sal wees, om voor U troon te moet staan. En Here, dat ons nie so selfsugtig sal wees om alleen te gaan nie, maar dat ons mense van U sal vertel, sodat daar geredde, weergebore kinders van God sal wees, wat saam daardie dag met my die heerlikheid van God tegemoet sal gaan. O Here, wat 'n voorreg.
Dankie vir die kosbare bloed van die kruis. Dankie vir u genade. Dankie vir onuitspreeklike liefde. Dankie dat ons vanmôre kan bid dat u vir ons as kinders van God weergebore is. Help ons om gereed te wees. Maar Here, help ons ook om gereed te wees om ander van u te vertel. Ek vra dit in die wondernaam van ons Here Jesus. Met danksegging. Amen. Baie dankie, die Here seën u en gaan nie in sy vrede.